Vader wat woon in die hemel, baie dankie dat U ons in die week wat verby is, behoed en bewaar het. Dankie vir hierdie Sabbatdag waar ons by mekaar kan kom om U te aanbid in U huis. Vader, ek vra dat U van sitplek tot sitplek sal gaan, vul elkeen met U gees. Vader, gee vir ons, maak ons harte rein en ons gedagtes rein, voor U dat ons, wanneer U op die wolke verskyn, dat ons gereed sal wees om saam met U huis toe te kan gaan. Vader, ek vra dat U hierdie verrigtinge vandag sal seën wat ook al hier gebeur. En ek vra dat U my asseblief, dit wat uit my hart opgekom het, dit aanvaarbaar sal wees voor U, is my gebed in U naam. Amen. Ek wil vanoggend vra, wie het al hierdie boekie gelees, Finding Peace in a Troubled World? Ken iemand hierdie boekie? Leraar? Pragtige boek. Ek het nou gedink om hierdie die opsomming te doen van hierdie boek wat ek aan julle wil bring vandag. So die eerste 2 hoofstukke wat vir my nogal baie beteken het. En die woorde daarvan is onbeskryflik eintlik. Dit sê so the secret place of the most high. En soos wat ek dit nou in Afrikaans vir julle kan maar sê, dit is die geheime, heilige, privaat, rustige skuilplek van die Allerhoogste. Van al die plekke wat ek en jy mag besoek, is die geheime beskermde plek ongetwyfeld die wonderlikste, die opwindendste en die mees lonende plek om te wees. Ons lees in Psalm 91 vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Maar wat is die geheime skuilplek? Dit is die geheime skuilplek van gemeenskap met God. Dit is die geheime skuilplek van gebed. Die heilige plek is daardie private, geestelike plek waar jy en God ontmoet. Dit is daardie plek waar jy en God tyd alleen spandeer. Dit is daardie intieme, afgesonderde, eksklusiewe plek waar jy en God saam kommunikeer en waar jou liefdesverhouding met hom ontwikkel en sy diepste vervulling word. Dit is daardie geestelike ontmoetingsplek waar jy jou lewe, jou drome en jou innerlike geheime met jou Maker deel. Dit is 'n ultra spesiale plek waar jy by hom kan leer en in jou kennis van hom kan groei. Dit is die grond waarin God ons geestelike mens koester en ontwikkel. Dit is daardie plek voorsien deur genade, waar gefalle mense in die geheime plek van sy teenwoordigheid kan ingaan. Psalm 31 vers 20. O, hoe groot is U goedheid, wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. In die heilige plek van gebed, waar geen oog behalwe God se kan sien nie, geen oor, maar net syne kan hoor nie. Mag ons verborge begeertes en verlange uitstort na die Vader van oneindige jammerte en in die stilte van die siel daardie stem wat nooit versuim om die geroep van menslike nood te beantwoord nie, sal tot ons harte spreek. Dit is sekerlik een van die grootste voorregte van goddelike liefde, dat onvolmaakte wesens 'n kosbare, onskatbare, private
en persoonlike ontmoetingsplek met die Allerhoogste kan hê. 'n Wegkruipplek vir die siel. Nou die sleutel tot hierdie heilige plek is wanneer ons privaat bid, gaan ons die geheime heilige plek by God binne. Wanneer ons die woorde van inspirasie privaat bestudeer, gaan ons die geheime heilige plek in met die Allerhoogste. Die boek Psalms is 'n briljante plek om te begin soek. Wanneer ons betrokke is by privaat Christelike meditasie, gaan ons die geheime heilige plek met die Almagtige in. As ons oor God praat, is dit goed, maar dit is wanneer ons privaat met God praat, dat ons die geheime heilige plek binne gaan. As ons aan God dink, is dit goed, maar dit is wanneer ons saam met God dink, dat ons die geheime heilige plek binne gaan. Wanneer ons oor God sing, is dit goed, maar dit is wanneer ons privaat vir God sing, dat ons die geheime heilige plek binne gaan. Dit is baie goed om vir God te werk, maar hoeveel beter om ons werk in 'n opwindende, geheime, heilige avontuur te verander deur saam met God te werk. Wanneer musiek ons aandag vestig op die sanger of die instrument wat bespeel word, is dit dalk goeie musiek, maar dit is wanneer musiek ons gedagtes na God trek in 'n gees van stille, aanbiddende gemeenskap met hom en respekvolle aanbidding van hom, wanneer ons ingaan in die geheime heilige plek. Wanneer ons wegstap van 'n geestelike boodskap vol lofprysing vir die spreker, was dit dalk 'n goeie boodskap. Maar wanneer ons wegstap van 'n boodskap vol lofprysinge vir God, kan ons verseker wees dat die boodskap bygedra het tot ons geheime heilige plek ervaring. Kortom, dit is die geheime heilige plek waar ons geestelike natuur die hoogste kruin van Christelike ervaring en voorreg bereik. En dit is hier alleen met God waar ons lewe gevorm, ons karakters verander en ons toekoms bepaal word. In die geheime heilige plek alleen sien die oog Jesus en die oor gaan oop vir Jesus. Dit is nie genoeg om van Jesus te glo nie. Ons moet in hom glo. Met 'n verlange wat ons nooit sal begryp nie, nooi die Here elkeen van ons om te kom, net soos ons is, om alleen by hom in die geheime heilige plek te woon. Hierdie uitnodiging is in goud geets. Dit is vir persoonlik en dit roep ons om by hom en in hom te woon. Psalm 91 vers 9 sê vir ons, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Deur voortdurende gemeenskap het Jesus lewe van God ontvang, sodat hy lewe aan die wêreld kon gee. Sy ervaring is om onsin te wees. Wanneer elke ander stem stil word en ons in stilte voor hom wag, maak die stilte van die siel die stem van God meer duidelik. Hy sê vir ons in Psalm 46 vers 10, wees stil en weet dat ek God is. Hier alleen kan ware rus gevind word. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat die verborgene sien,
sal jou in die openbaar vergelde. Matteus 6 vers 6. Dit is tyd vir 'n goddelike afspraak met God. Soms moet ons na 'n plek gaan waar ons hom kan ontmoet. Ons kan die Here op 'n nuwe manier ontmoet. Manuel Escorcio sing 'n lied met hierdie woorde. En dit is woorde wat my so diep raak. En ek glo hy het dit ook gesing met dinge wat in sy lewe gebeur het, wat tot hom gespreek het, dat hy hierdie lied wou sing. Om soos u te wees. Ek smag na u teenwoordigheid. Gelei deur u gees, ervaar ek u almagtigheid. My soeke na u, bring my voor u aangesig, my Heer. U bly getrou. Ons Skepper verlang daarna om ons te ontmoet, met ons te praat en ons te versterk. My plek waar ek graag die Here ontmoet in gebed, is 'n mooi blomtuin. 'n Mooi tuin met rose, met blomme, waar ek op die oomblik is. Mooi blomme, vroeg in die oggend, wanneer almal nog slaap, om in die tuin te wandel en hom te aanbid, of net so voor die son sak, in die tuin te wees. 'n Tuin is vir my net, dit moet blomme hê. Dit is hoekom hierdie lied 288 van my so van wondere spreek. Luister na die woorde. Jy moet asseblief die liede wat in ons sangboek is, intiem gaan na kyk, en gaan luister en kyk, wat sê daai liede vir ons, die woorde. Iemand wat daai woorde geskryf het, is geïnspireer deur daai woorde. Ek kom na die blomtuin alleen, as die dou nog rus op die rose, en die stem wat spreek, as die môre breek, is weer die stem van Jesus. Hy spreek, en sy stem is so soet, dat die voeltjies stil bly en luister. En die skone lied wat hy aan my bied, weer klink nog, as hy fluister. Ek sou in die blomtuin wou bly, al kom daal die skaduwees oor my, en ek voel 'n traan, as hy my laat gaan, en sien sy glimlag voor my. En ons wandel daar, en verstaan mekaar, en hy praat met my as sy kind, en die stil genot, daardie uur met God, sal iemand maar selde vind. Ons gaan nou luister na 'n videoklip, en asseblief neem hierdie woorde ook in. Dankie. There's a hunger in my heart to know you more. There's a longing in my soul to feel your touch. I know that you're the only one who satisfies, and that is why I'm coming closer, Lord. There's a hunger in my heart to know you more. There's a longing in my soul to feel your touch. I know that you're the only one who satisfies, and that is why I'm coming closer, Lord. Closer to you, closer to you, to the place where I can feel your tender breath. Breathe into me your breath of life, and I know that I will never be the same.
There's a hunger in my heart to know you more, Lord. There's a longing in my soul to feel your touch. I know that you're the only one who satisfies. That is why I'm coming closer, Lord. Closer to you, closer to you, to the place where I can feel your tender breath. Breathe into me your breath of life, and I know that I will never be the same. Closer to you, closer to you, to the place where I can feel your tender breath. Breathe into me your breath of life, and I know that I will never be the same. And I know that I will never be the same. And I know that I will never be the same. Trek my in 'n dieper ontmoeting met U. Help my om weg te tree van alles wat my aflei en plek te maak vir U teenwoordigheid. Ontmoet my op 'n vars manier en lei my vorentoe om met U teenwoordigheid en krag. Vader, seën asseblief die offergawes wat nou gaan inkom tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.